Nou hartlike goeiemôre vriende, ons groet u ook elkeen in die wonderskone naam van ons Heiland en Verlosser Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg om die nuwe week te begin in sy naam en met sy woord. En ek wil so 'n bietjie in hierdie dag en ook môre en oormôre 'n bietjie met u praat oor die gedagte van toetse om vas te stel of dit wel is met my siel, of anders te gestel, sekere toetse wat ons kan doen om seker te maak dat ons werklik aan die Here Jesus Christus behoort, dat ons werklik gered is uit genade en dat ons op pad is na die ewige hemelse heerlikheid. Nou die vraag is wat baie mense vra is, kan 'n mens seker wees dat jy aan die Here Jesus Christus behoort? En ek lees vir u wat staan in 1 Johannes 5, die 13de vers. Johannes skryf, hy sê, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. So Johannes maak melding van dat ons sekerheid kan hê dat ons die ewige lewe het. Nou ewige lewe is nie iets wat ons eendag sal ontvang nie, maar wat ons alreeds ontvang die dag wanneer ons uit genade gered word. Nou vriende, ons moet onderskei tussen twee groepe mense. En dit is die groep mense wat bely hulle behoort aan die Here. Hulle sê sonder twyfel dat ek weet ek is 'n kind van God, maar daar is min in hulle lewe wat wys dat hulle kinders van die Here is. En dan is daar die ander groep wat sê ons twyfel soms of ons aan die Here behoort, maar daar is duidelike vrug wat by die bekering pas. En dis waarna ons moet kyk, want u sien, die Here Jesus praat self van die huis wat op die rots gebou is en die huis wat op die sand gebou is. En wat sê die Bybel vir ons? Hoe kan 'n mens die onderskeid tref? Die Here sê, hy wat sy huis op die rots gebou het, is hy wat doen wat die Here sê, en hy wat sy huis op die sand gebou het, is iemand wat nie doen wat die Here sê nie. So kom ons kyk vanmôre en dan vir die volgende paar dae na so 'n paar toetse wat ons kan doen om vas te stel of dit werklik wel is met my siel. En ek vertrou dat aan die einde van hierdie kort reeksie u daardie kosbare vreugde en vrede in u hart kan geniet wat die Here vir ons wil gee, met daardie sekerheid dat ons aan die Here behoort en dat dit wel is met ons siel. Nou die boek 1 Johannes gee vir ons so 'n klompie toetse of so 'n klompie gedagtes waarin ons onsself kan toets of dit werklik wel is met ons siel, of ons werklik aan die Here Jesus Christus behoort. En die eerste toets wat vir ons baie duidelik uitstaan in die boek 1 Johannes is die gedagte van, wandel jy nou in die lig? Jy wat bely vanmôre dat jy aan die Here Jesus Christus behoort, kan jy met sekerheid sê dat jy wandel nou in die lig? Ek lees gou vir u in 1 Johannes 1:7 wat daar staan en dan probeer ons vir u verduidelik. Daar staan in 1 Johannes 1:7, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Nou baie belangrik wat ons hier sien, die Bybel sê as ons in die lig wandel soos die Here in die lig is, dan is daar gemeenskap met mekaar. Met ander woorde, mense wat bely hulle behoort aan die Here kan getuig dat hulle gemeenskap met God het, dat daar 'n verhouding met God is, dat daar 'n liefde vir God is. En hoor wat sê die Bybel, en die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. Nou, hierdie woorde, reinig ons van alle sonde, in die oorspronklike taal beteken dat iemand wat in die lig wandel word gedurig deur gereinig van alle sonde. Die waarskuwing in vers 8 is dat as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan lieg ons vir onsself. Daar is mense wat sê ek is my van geen sonde bewus nie. Watter groot leuen en watter geweldige groot onwaarheid wat mense praat. As jy sê dat jy geen sonde het nie, is jy 'n leienaar. Maar die Bybel sê iemand wat aan die Here behoort, wandel nou in die lig. En wat is 'n eienskap daarvan? Vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Met ander woorde, die eerste toets is, wandel jy nou in die lig? Is daar 'n begeerte om te wandel in die lig van God se teenwoordigheid, soos geopenbaar in sy woord? Anders te gestel, haat ons die werke nou van die duisternis. Onthou, voor ons redding was ons lief vir die sonde, het ons die sonde gedoen, het ons die sonde nagejaag. Die dag as ons gered word, dan verander ons hele gedagte en ons begin wandel in die lig. Daar is 'n begeerte
na die dinge van die Here. Daar is 'n begeerte na hierdie kosbare waarheid van God se woord en daar is 'n groot haat vir sonde in my lewe. Daarom sê die Bybel vir ons in 2 Korintiërs 4 vers 6, want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat aan ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Paulus sê dit so mooi in Efesiërs 5 vers 8, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat 'n stad wat bo op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Is dit nie kosbaar nie, vriende? U sien die gedagte van iemand wat wil seker maak, behoort ek aan die Here al dan nie? Die vraag wat hy vir homself moet afvra is, wandel ek nou in die lig? Is daar 'n begeerte in my hart na die dinge van die Here? En ag, die boek 2 Korintiërs som dit vir ons so mooi op in die 5de hoofstuk, die 17de vers. En daar staan, daarom as iemand in Christus is hy of sy 'n nuwe skepsel. Hoor nou, die ou dinge het verbygegaan. Met ander woorde, die duisternis en die werke van die duisternis het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Iemand wat gered is, word nie sondeloos volmaak nie, maar daar kom 'n duidelike klemverskywing in sy of haar lewe. Eens was ons lief vir die duisternis, eens was ons lief vir die sonde, maar nou is ons lief vir die Here. Ons is wandel in die lig, ons is lief vir die lig, wat uit die woord na ons kant toe kom, en ons doen wat die Here van ons vra. Maar 'n tweede en laaste gedagte vanmôre is, hoe kan ek weet, wat 'n toets kan ek doen om seker te maak dat ek 'n kind van die Here is? En die tweede en laaste toets vir vanmôre se boodskap is jy gehoorsaam aan God se woord? 1 Johannes 2 vers 3, en as vir gesê, ons gaan net uit die boek 1 Johannes praat, en dan gaan ons die toetse daaruit sien, en gaan ons bietjie daaroor praat. En ons sien daar in 1 Johannes 2 vers 3, en hieraan weet ons, dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. U sien, 'n kind van God wandel nie net nou in die lig nie. Daar is nie net 'n nuwe lewenspatroon sigbaar nie, maar as ook 'n liefde vir God se woord. Want u sien, as God se woord op ons harte skyn, en wanneer ons die woord lees, is daar deur die Gees 'n begeerte om nou gehoorsaam te wees aan die inhoud van God se woord, waarin God homself dan ook openbaar. Baie belangrik, Johannes 14 vers 23 sê, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Daar is baie mense wat vandag bely, hulle behoort aan die Here, hulle is lief vir die Here, maar hulle lees nie sy woord nie. Hulle Bybel staan daar op 'n rak, die stof vergader op die Bybel. Die Bybel word baie keer gebruik as 'n koffietafel. Ek wil vir u vanmôre sê, as u nie lief is vir God se woord en God se woord gehoorsaam en begeer om gehoorsaam te wees aan God se woord nie, dan moet u seker maak dat u werklik aan die Here behoort. Ek sluit af met die kosbare aanhaling wat die groot prediker D.L. Moody dan op 'n stadium dan gesê het. Hy sê, it is not enough to hear or read the word of God, or even to know it well. We must also put it into practice. It is easy to listen to a sermon and forget what the preacher said. It is easy to read the Bible and not think about how to live differently. It's easy to debate what the passage means and not live out that meaning. Exposure to God's word is not enough. It must lead to obedience.
A holy life will produce the deepest impression. Lighthouses blow no horns, they only shine. Pragtige woorde. En mag u en ek vanmôre met hierdie toets begin, hier aan die begin van 'n nuwe week, om seker te maak, behoort ek werklik aan die Here Jesus en is daar duidelike vrugte in my lewe om te wys dat ek nuut gemaak is in Christus. Vriende, 'n baie geseënde dag vir u. Mag die Here deur sy Gees vir u daardie sekerheid gee, want die Here sê vir ons juis in sy woord dat hy hierdie waarhede geskryf het sodat ons kan weet dat ons die ewige lewe het. Groete, mooi dag verder, ons bid vir mekaar, veilig wees en ons vertrou ons sien mekaar spoedig weer. Totsiens.